You're watching Goeiemôre, good morning, welkom terug. Vandag het ons regtig 'n fees vir die oë en die ore. Ons ontmoet nou die pasgekroonde meneer Suid-Afrika JP Geldenhuys, vind uit wat 'n open mic poetry night behels en deel later ook nuwe musiek met julle van Jan Raab. Maar ons gaan eers voort met ons oggendpraatjies. Inderdaad so. En ek wil vir julle vra of julle selfoon data bundels gebruik om te kommunikeer en of dit dan hou tot die einde van die maand. Yes, I use quite a lot of data because I'm very impatient. If I'm on a Wi-Fi network and it's slow, ek sit hom af en ek gaan op my 5G en dan is ek klaar. Maar ek moet nou ook dan seker maak dat ek 'n groot genoeg pakket het om ek sal 'n e-mail stuur, ek sal 'n ding download, it's so immediate, like I need to communicate. So yes, I do, but I never run out because my package is quite a large amount of data, ja. Okay. Collega, ek deel jou sentiment, want ek wil ook nie sukkel nie, en ek wil nie wonder en kyk hoeveel data het ek oor om hierdie af te laai of dit te kyk nie, en So, nee, ek het hom. Dit gebeur nie regtig meer dat ek uit die hardloop uit, ek weet die kinders, hoe hulle dit reg kry, hulle hardloop uit dit uit. Ja, ja. Nee. Ek kry nou hierdie prentjie van 'n mannetjie wat hardloop met die data agterna. Hardloop agterna. Wel, hoe dit ook al sê, daar is goeie nuus vir almal wat daardie selfoonbundels fyn dophou, want daar is nuwe maatreëls vir data, stem en SMS bundels in Suid-Afrika op pad en dit kan jou geld spaar. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel ICASA, het onlangs nuwe maatreëls vir selfoondienste aangekondig. Nou hierdie reëls tree amptelik volgende jaar in Januarie in werking. So wat beteken dit vir jou as gebruiker? Dit is die groot vraag. Eerstens, jou ongebruikte bundels gaan nie meer sommer net verdwyn nie. Netwerkverskaffers sal ongebruikte data, beltyd of SMS'e outomaties na jou volgende bundeltydperk moet oordra, sonder enige ekstra koste, solank jou nommer aktief bly. Daar is 'n paar uitsonderings, bundels wat net 7 dae of minder geldig is, gratis bundels en promosiebundels hoef nie oorgedra te word nie. Nou nog 'n groot verandering. Jy moet nou kennisgewings ontvang wanneer jou bundel halfpad is, 80% daarvan gebruik is en wanneer dit klaar is. Ek moet sê, dit is nogal iets wat eintlik al reeds van krag is. Ja, ek wou nou net gesê het, ek kry daardie tipe Dit seker maar 12. Ja. Goed, so netwerkverskaffers moet dit ook makliker maak om bykomende bundels te koop, het sy via, en nou weet ek nie, is seker maar USSD, 'n sogenaamde push kennisgewing of 'n ander eenvoudige kanaal. Nou jy sal ook jou bundels of 'n deel daarvan na iemand anders op dieselfde netwerk kan oordra. Dit geld nou vir data, stem en SMS bundels, terwyl dieselfde maatreëls van toepassing sal wees as in die geval van jou eie bundel. Maar nie almal klap hande nie. Sommige belanghebbendes waarsku dat ICASA baie versigtig moet wees met hoe hierdie reëls toegepas word, veral vir laer inkomste gebruikers wat klein bundels koop. Vir hulle maak dit 'n groot verskil as data verval, veral in gebiede met gereelde kragonderbrekings. Daar word gesê, as dit verkeerd hanteer word, kan dit beteken dat datapryse styg of dat kleiner, meer bekostigbare bundels sommer heeltemal verdwyn. Nou die doel van die nuwe reëls is om dinge meer regverdig en deursigtig te maak, maar uiteindelik gaan alles afhang van hoe die netwerkverskaffers dit in die praktyk toepas. Dit is 'n mond vol. Ek moet nou 'n glasie water. Maar ja, ek dink dit is opwindend, want ek dink daar is soveel mense, veral dink ek, jy weet, wanneer 'n mens kan seker nou 'n bietjie navorsing doen en dit vergelyk met ander lande, maar in Suid-Afrika spesifiek, maak dit vir my sin dat hierdie kan help, want baie keer koop jy 'n bundel en dan verval dit, maar jy het nog nie alles gebruik nie. Presies, so ek en Pieter het nou gepraat oor die feit dat ons die groter bundels koop, maar daar is nie 'n maand waar ek my bundel klaar gemaak het nie, maar sodra my nuwe een inskop, is daai data van die vorige bundel net weg. And I always wonder, where does it go? Because I've already bought it, I've paid for it. Surely I should be able to use it. So this is really good news for me. Ja. Baie. En as jy ou dit kan oordra ook, sal dit nogal nice wees. Aan jou kinders wat die hele tyd uithardloop. Of selfs mense wat vir jou werk of so, wat dalk nie die dierder pakkette kan koop nie, dan kan jy sê, wel, jy is op dieselfde netwerk. Ek dink daar is baie besigheidseienaars wat in elk geval groot pakkette koop by dieselfde verskaffer. En dan kan jy dit so begin uitdeel en goeders. Nog 'n voordeel wat jy ook kan inwerk, né? 'n bonusie. Presies, en nie almal het toegang tot iets soos Wi-Fi nie, so dit is eintlik vir my interessant
dat hulle nou eers daaraan dink. Want ek dink dit kan soveel mense help in die proses, maar ons fokus op die positiewe, Januarie 2027. Ja. Daar moes eers 'n geldjie gemaak geword het, Elsa, Ja, dis hoekom verstaan. hulle nog nie daaraan gedink het nie. Ek stem saam met jou Pieter. Ek dink nie dis 'n geval van hulle het eers nou daaraan gedink nie. Hulle is nou volgens die wetgewing gedwing om dit te doen because this has come up so many times of people like why is my data expiring? Exactly. Where does it go? You know, dieselfde vraag wat ek het. So ek dink dit is goeie nuus en ek dink dit is regtig 'n stap in 'n tree in die regte rigting in terme van om internet toeganklikheid meer beskikbaar te maak vir die mense wat dit nodig het because it's all the knowledge is there, you know. En ek moet sê 'n neiging wat ek baie meer waarneem is dat mense baie eerder soms deur middel van WhatsApp dan nou bel. Absoluut. Jy weet, en dit gebruik uiteraard data wanneer 'n mens nou nie by 'n Wi-Fi netwerk is nie. So ek dink in daai opsig sal dit ook 'n groot bydrae lewer. Ja, Ietsie om na uit te sien vir die nuwe jaar. Ja, ek wil nou net gesê het ons kyk maar hoe lyk die dinge daar by ons selfoonrekeninge in Januarie 2027. Kyk, ons is nog nie eers by Februarie nie, maar ons sien al uit na Januarie 2027. Okay, en Valentynsdag en Paasfees en die vakansie. Ja, gaan hulle almal so vir ons lys, Pieter. Goed, jy kyk, goeiemôre, good morning. En ons nuwe meneer Suid-Afrika, JP Geldenhuys, kuier net hierna in die ateljee. Maak seker jy bly net waar jy is, natuurlik net met 'n heerlike koppie koffie of tee in die hand.